Kom ons gee net ons lig ons hande so 'n bietjie op en gee jouself net vanoggend 'n bietjie oor aan ons Hemelse Vader. Sê van 'n bietjie Vader, U ken my. U ken my woonadres. U ken my van die dag af wat in my moeder skoot gevorm is. Die Bybel sê ook dat daar sal nie 'n haar van my hoof afval sonder dat U daarvan weet nie. En vanoggend is ek net hier om my oor te gee aan U. Heilige Gees, maak bemoeienis vanoggend met my. Maak nie saak wat is jou lewensuitdagings nie. Maak nie saak wat is jou lewensbekommernisse nie. Maar gee vanoggend net oor aan ons Hemelse Vader. Vat jou laste, vat jou probleme, vat jou uitdagings en plaas dit by die kruis, by die voete van Jesus, want hy het reeds daarvoor gesterf. Hy het reeds oorwinning daaroor behaal. Vanoggend vat jou oorwinning. Wat is daai omstandighede? Wat is daai uitdaging? Is dit siekte? Jesus het gesterf daarvoor. Neem jou genesing in die naam van Jesus. Is dit finansiële probleme? Gee daai las. Is dit verhoudingsprobleme? Gee daai las vir Jesus. Want hy sê, neem my juk op, want my juk is lig. En plaas jou laste en die bekommernisse voor sy voete. Daarom eer ons U vanoggend, Vader, en ons sê vir U dankie. Ons prys U en ons eer U. Vir 'n oombliekie aanbid hom net. En in Engels en Afrikaans, en as jy in tale kan bid, bid in tale. Man, bid hom vanoggend. Kirabasiatra urubusuturu kurumasihende kiribasiatra nanda. Urubusiatra kirikisitara. Kirabasitra kurukusitra karamasianana kirikisitra kurukusitra nanda. Urubusuturu kurumasiananda. Vader, ons eer U en ons verheerlik U en ons loof U en ons prys U in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. En die gemeente sê Amen. Jy kan die sitplekke neem. Baie dankie. Baie dankie dat ek vanoggend die woord hier by julle kan bring. Gaan dit goed met elkeen? Broers en susters, hoekom is jy vanoggend hier? Maar dis is my preek ook gaan begin. Hoekom is jy vanoggend hier? Hoekom is jy in 'n Pinksterkerk? Hoekom is jy nie in die hervormde kerk nie, of in die... Hoekom is jy by die AGS Middelvlei? Hoekom is jy in 'n Pinksterkerk? Weet jy hoekom jy in die Pinksterkerk is? Weet jy hoekom jy hier is? Kom ons gaan vir jou bietjie, kom ons gaan bietjie kyk. Die AGS is die oudste Pinksterkerk in Suid-Afrika, 117 jaar oud. Maar waar kom die oorsprong vandaan? Waar kom jou geskiedenis vandaan? Want daar's 'n ryke geskiedenis. En dan moet ons bietjie teruggaan in die geskiedenis, daarna 1906 toe. By 312 Azusa Straat, Los Angeles, in Amerika. En die Here gebruik 'n man met die naam van William Seymour. Hy gebruik hierdie man.
Baie nederige man, geen aansien nie. En hy is by 'n Bybelskool betrokke, by Parkhams se Bybelskool. En hy kom tot die volgende oortuiging in sy hart. Dat die dooping met die Heilige Gees en heiligmaking is twee afsonderlike gebeurtenisse. Dit het niks met mekaar te doen nie. Dis twee afsonderlike gebeurtenisse. Twee afsonderlike ondervindings. Hy self het nog nie in tale gepraat nie. Maar die leerstelling van Pakenham aanvaar hy. Hy aanvaar hierdie leerstelling. En in dieselfde jaar word hy genooi na Los Angeles toe. Om by die gemeente is 'n Holiness gemeente, dis hulle kerk se naam gewees in daai tyd. Om die woord daar te gaan bedien. En hy reis na Los Angeles toe, en hy kom daar, en hy bedien die woord. En hy bedien die woord uit Handelinge 2 vers 4, en ek sal nou verwys na daai teksgedeelte. Hy bedien die woord daaruit. En hy sê vir hulle dieselfde ding. Die invulling of die dooping met die Heilige Gees en heiligmaking is twee verskillende ondervindings. En daai gemeente is baie kwaad. Toe hy moes terugkom vir die tweede lering, vir die tweede prediking, toe is die kerk se deure gesluit. Toe is hy nie meer welkom in daai kerk nie. En hy het ook nie geld om terug te keer na sy huis toe nie. En hy moes by sy gasheer aanbly. En sy gasheer is juis van daardie gemeente, die Holiness gemeente. So jy kan aanvaar die atmosfeer in die huis was nie baie aangenaam gewees nie. En Seymour begin te bid. En terwyl hy begin te bid, verander die gesindheid van sy gasheer, van meneer Lee en sy gesin. En hulle begin saam met hom te bid. En Seymour is nog steeds nie gevul met die Heilige Gees nie. En hy spreek van tale nie. 'n ander gesin nooi hom om by hulle te kom preek, by hulle huis dienste te hou. En hy hou by hierdie huisdienste en hy gee hierdie leerstelling van hom deur. En daar's 'n klomp mense wat soontoe kom. En intussen by die huis van sy gasheer bid hulle ook. En sy gasheer ervaar die invulling van die Heilige Gees. En meneer Lee begin in tale praat. En William Seymour ervaar ook die invulling van die Heilige Gees. En hy begin ook in tale praat. En hulle gaan na die huis toe, waar hy die dienste gehou het. En die paartjie se naam is Ashbury, waar hy die dienste gehou het. En toe hy daar aankom, toe is 'n hele klomp van daai mense gevul met die Heilige Gees. En hulle spreek in tale. En hulle begin die hande vir die siekes oplig, lê. En hulle bid vir die siekes. En die siekes word gesond. En die nuus versprei. En hulle bid nag en dag.
En soos die nuus versprei, kom die mense. En die huis word te klein. Nou ek weet nie hoe het hulle in 1906 huise gebou nie, maar die fondasie gee in van daardie huis. En die huis is onveilig. En hulle moet na 'n ander plek toe beweeg. En hulle gaan soek 'n plek in 'n fabrieksomgewing. Azusa Straat, 312, Los Angeles, wat in 'n fabriekomgewing is. Sodat hulle nie die mense van die buurt kan pla nie, wanneer hulle nag en dag bid nie. Want jy sien, hulle het met oorgawe gebid as hulle gebid het. Hulle het nie gebid soos ons vandag nie. As daar 'n geleentheid was, het dit geklink soos 'n klomp bye wat bymekaar was. Hulle het met oorgawe gebid. Die salwing van die Heilige Gees het so oor die gebou gekom, dat tot 3 blokke ver, as mense nader gekom het hulle geval onder die salwing van die Heilige Gees. Hulle het tot bekering gekom. Hulle het hulle sondes bely. Want die salwing van die Heilige Gees was daar gewees. En die Pinksterbeweging het daar begin en versprei reg oor die wêreld. En in 1908 kom John T.G. Lake Suid-Afrika toe. En hy begin die AGS in Suid-Afrika. 'n Pinksterbeweging. 'n Heilige Gees, waar lede gevul is met die Heilige Gees, waar hulle nie skaam was vir die evangelie nie. Kom ons lees Handelinge 2, vers 4. En almal is vervul met die Heilige Gees, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. Let wel op die woordjie, hulle is gevul met die Heilige Gees. Daar staan nie, hulle is gedoop met die Heilige Gees nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan, hulle is gevul met die Heilige Gees. Wie is die ene wat ons doop met die Heilige Gees? Lukas 3 vers 16. En Johannes het hulle egter geantwoord, ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker as ek is, en ek is nie eers werd om die riempies van sy skoensandale los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. So kom ons gaan kyk bietjie na die doping. So dit is die Jesus Christus wat ons doop met die Heilige Gees. En wanneer vind hierdie doping plaas? Hierdie doping vind plaas die dag as ek Jesus Christus aanneem as saligmaker en verlosser. Dan ontvang ek die Heilige Gees. Kom ons gaan kyk na die eerste Christene in die Handelinge kerk. Die eerste bekeerlinge in Handelinge. vers 37 tot 38. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die harte getref. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? En Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as wat ontvang? Kom broers en susters, wat staan daar? As gawe ontvang. Julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Ander woorde, jy sal die Heilige Gees as geskenk ontvang.
Daar staan nie, jy is gedoop met die Heilige Gees nie. Ek wil vir julle nog 2 teksgedeeltes uitlig. Galasiërs 3 vers 2. En nie dit wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van die geloof wat julle gehoor het? Toe ek Jesus Christus aangeneem het, het ek hom in geloof aangeneem. Ek het hom in geloof aangeneem. Want ek het geglo, daar is redding vir my, daar is verlossing vir my sondes. En omdat ek op hom geloof aangeneem het, het ek die Heilige Gees ontvang. Galasiërs 3 vers 14. Die doel was dat die seun wat Abraham hom ontvang het, in Christus Jesus, na die nasies sou gaan, en dat ons die Gees wat beloof is, deur die geloof sou ontvang. So deur die geloof ontvang ek die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 4 sê, ek word vervul met die Heilige Gees. Nou wat bedoel hy nou eintlik daarmee, ek word vervul met die Heilige Gees? Ek het die Heilige Gees. Kom ek vra net gou, het julle die Heilige Gees? Het jy tot redding gekom? Het jy Jesus Christus aanvaar? So dan het ons die Heilige Gees. Maar ek moet vervul word met die Heilige Gees. Hoe word ek vervul met die Heilige Gees? Dis 'n goeie vraag. Hoe word ek vervul met die Heilige Gees? Ek word vervul met die Heilige Gees deur 'n verhouding met Jesus Christus, deur gebed, deur gereeld te bid, deur om te soek elke dag, tyd uit te koop, tyd te maak om in die teenwoordigheid van God in te beweeg, tyd te maak. Jy sien, want hoekom het ek gevul word met die Heilige Gees? Hoekom het ek vervul word met die Heilige Gees? Dit het alles te doen met in Handelinge 1 vers 8, en dit is nie op die bord nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuienis wees. Waar gaan julle getuienis wees? Julle sal getuienis wees in Middelvlei, julle sal getuienis wees in Finsbury, julle sal getuienis wees in Randfontein, Johannesburg, Suid-Afrika, sal julle die getuienis wees, wanneer julle die krag ontvang. En waar kom ek daai krag van? Met die vulling van die Heilige Gees. Want dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor God se koninkryk. En as ek sê ek is 'n kind van die Here, dan moet ek 'n getuienis wees. Jy kan nie iemand anders se storie vertel nie, jy kan jou eie storie vertel. Maar ek moet getuig. Wat het Jesus vir my gedoen? Ek moet getuig. Ons word nie aangespoor om die dooping van die Heilige Gees te ontvang nie. Ons wel word aangespoor om vervul te word met die Heilige Gees. My laaste teksgedeelte, Efesiërs 5 vers 18. En moenie deur wyn bedwelm raak nie. Daardeur ontstaan losbandigheid, inteendeel, word vervul met die Gees. Los die wêreldse goeders. Kom in die teenwoordigheid van God en word vervul met die Gees. Nou weet ek, sommige van julle dink nou, maar wat is nou die verskil? Wat maak dit nou saak of ek nou praat van die doping van die Heilige Gees en of ek nou praat vervul met die Heilige Gees? Wat maak dit saak? Net solank daar 'n ervaring is. Wel, dit is belangrik dat ons reg sal praat. En dit is belangrik dat ons die regte woorde sal gebruik.
Want Spreuke 21 sê, daar is krag in jou woorde. Want jou woord het die mag oor die lewe en die dood. Jy sien, want God het 'n plan met ons woorde. Hy het 'n plan met ons woorde. Ons kan nie wedergeboorte verwar met regverdigmaking nie. Ons kan nie versoening verwar met aanneming nie. Wat gaan jy doen as die dokter jou 'n voorskrif gee vir 'n aspirienpil en jy kom by die apteker en hy verwar dit met arseen? Jy gaan nie baie gelukkig wees nie. So ons kan nie die woorde verwar nie. Die doop van die Heilige Gees wat plaasvind met wedergeboorte beteken dat ek behoort aan sy liggaam. Dis wat dit beteken. Die dooping van die Heilige Gees vir my beteken dat ek behoort aan die liggaam van Jesus Christus. Die volheid van die Heilige Gees beteken dat my liggaam behoort aan hom. Die volheid van die Heilige Gees beteken my liggaam behoort aan hom. Die dooping van die Heilige Gees het betrekking tot alle gelowiges. Wat ons een maak in die liggaam van Jesus Christus. Ons is 'n eenheid vanoggend in die liggaam van Jesus Christus. 'n Eenheid. Maar die volheid van die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees is persoonlik. Dis persoonlik. Jy sien, want dit hang af van my tyd wat ek met God spandeer. Dit hang af van wat ek wil hê. Dit hang af van wat vra ek van God. Jy sien, want as ek opstaan en sê, Here, ek wil meer vir u doen, gebruik my, dan kan ek dit nie uit my eie krag uit doen nie. Ek het die krag van die Heilige Gees nodig. Ek het die invulling van die Heilige Gees nodig. Want as ek uit my eie dade iets gaan doen, dan verheerlik ek nie God nie. Ek kan nie uit my eie uit iets doen om God te verheerlik nie. En daarom is dit 'n proses om elke dag gevul te word met die Heilige Gees. Ons kan hierdie voorbeeld gebruik van hierdie bottel. Hierdie water lê omtrent tot hierso. En ons kom en sê ek het die dooping van die Heilige Gees ontvang, so dit is wat ek het. Maar wil ek tot daar kom? Moet daai water tot daar kom? Dan moet hy gevul word, né? Hy moet gevul word, né? En dit is presies soos in ons lewens ook. Ons het soveel van die Heilige Gees, as ek meer wil hê, moet dit gevul word. En jy kan gaan lees in Handelinge 4 vers 8, waar hulle gevul is met die Heilige Gees. Jy kan gaan lees in Handelinge 9, hoofstuk 9, waar hulle gevul is met die Heilige Gees. Daar's verskillende teksgedeeltes wat volg, wat sê, dat hulle gevul is met die Heilige Gees, die disippels in daai tyd. En daarom het ons ook die nodig dat ons gevul sal word met die Heilige Gees. Ons moet elke dag gevul word met die Heilige Gees. Ons moet gevul word met die Heilige Gees, elke dag. As die disippels van destyds dit nodig gehad het om elke dag gevul te word met die Heilige Gees, hoeveel dink julle het ons dit nie vandag in Suid-Afrika nodig nie? My broer en susters, wanneer gaan Middelvlei omgewing verander? Wanneer gaan Suid-Afrika verander? Wanneer gaan die verlores wat daar buitekant is, instorm na hierdie kerkgebou toe? Wanneer ons begin te bid, dag en nag. Wanneer ons die aangesig van die Here soek, dag en nag.
En wanneer hulle hier inkom, en ons is gevul met die Heilige Gees, dan kan ons getuig. Ons kan vir hulle die evangelie gee. Ons kan vir hulle die woord gee. Ons kan hulle help. Ons kan die hande op die siekes lê. Dis nie net die pastoor se werk om die hande op die siekes te lê nie. Dis die gemeente se. Dis die gesin van God se verantwoordelikheid. Want ons is die gesin van God. Want die woord sê, ek het die mag om kind van God genoem te word. En as jy vanoggend hier is en jy sê ek is kind van God, is ons die gesin van God. Amen. Want dat ek net so ietsie vandag sê, wees lief vir mekaar. Ek het nou die dag van my gemeente gesê, as hulle my nie like nie, weet hulle my begin te like. Want hulle gaan met my te doen kry in die hemel. En dan moet hulle my lief hê. So ek oefen nou maar om mekaar lief te hê. Oefen nou al. Want in die hemel gaan ons te doen kry met mekaar. Amen. Kom ek vra vir jou. Hoe is jy gevul met die Heilige Gees? Want jy sien een van die tekens, hoekom Seymour uit die kerk uit, hoe die kerk se deure vir hom gesluit was, toe hy gesê het, een van die tekens hiervan, die teken daarvan is die spreek van tale. En daarom het ek gesê, dit is persoonlik. Dit is persoonlik. Die invul van die Heilige Gees is persoonlik. Sit jy vanoggend nog en wonder oor 'n taal? Wonder jy hoekom wil die Here nie vir jou 'n taal gee nie? Hy wil vir elkeen van ons 'n taal gee. Hy wil elkeen van ons met 'n taal kan bid. Ons moet onthou, daar's 'n verskil in die taal. Een van die tale is vir die gemeente, maar die taal wat ons almal wil hê, is die een in ons binnekamer, die persoonlike ene, waar ek tot God bid. En ek gaan vir jou my getuienis gee, toe die Heilige Gees my gevul het in 'n taal, en ek was nie in die Pinksterkerk nie. Ek was in die APK kerk gewees. Maar ek het kollegas gehad, by die werk, en ons het baie oor godsdienst gepraat. En een dag sê een van my kollegas vir my, nou daai jare, in die vroeë 90er jare, het koemboeke nog nie bestaan nie. Maar daar was boekwinkeltjies in elke dorpie gewees. En ek was doodseker, hy destyds het hy vir my gesê, daar was 'n boek oor die Heilige Gees geskryf deur Dr. Isaac Burger, en ek is af daar na die boekwinkel toe, en ek gaan vra vir die tannie daar agter die toonbank. En dit was hier so 92 gewees, want ek is in 92 gevul het met die Heilige Gees en gespreek in tale. En September 92, en ek vra vir die tannie, waar is hierdie boek? En die tannie sê vir my, nee, hier is nie so 'n boek nie. Maar hier is so 'n klein dun boekietjie van pastoor Monte Elof oor die Heilige Gees. Ek sê wel tannie, miskien het ek dit goed verkeerd, maar ek koop die boek. En ek lees die boek. Want die boek is net teksgedeeltes oor die Heilige Gees. Een teksgedeelte. En ek weet nie baie van die Heilige Gees af nie. In September word ek wakker. So na 12 in die nag. En daar's 'n brandende begeerte in my binneste om te praat. En ek besef, maar dis iets wat ek nie ken nie.
Ek verstaan dit nie. En ek probeer dit onderdruk, maar hierdie brandende begeerte is daar. En my verstand sê vir my, moet nie. En ek sê ewe skielik, just let it go. En ek gee net oor. En die woorde rol oor my lippe. En dit slaan oor na 'n loflied toe. 'n Loflied vir God. Moenie laat jou verstand jou weerhou dat jy in 'n taal kan praat nie. Gee oor aan die Heilige Gees vir sy volheid. En uit die aard van die saak het ek toe oorgegaan na die AGS kerk toe. So wat is jou storie? Wat is jou getuienis aangaande die Heilige Gees? Is jy gevul in 'n taal? Het jy die volheid van die Gees? Is jy in? Vul die Heilige Gees jou? Of is jy net gedoop in die Heilige Gees? Het jy verlange? Want as ek meer wil hê, gaan die Here vir my meer gee. Amen.